Julius Malema kry 5 jaar effektiewe tronkstraf vir oortredings van die vuurwapenwet, maar sal teen sy vonnis appelleer. En die gewilde televisiepersoonlikheid Johnny Davids sterf onverwags. Goeiemiddag, dis tyd vir die Pretoria FM visuele nuusbulletin in Afrikaans en hierdie bulletin is met trots geborg deur Solidariteit. Die EFF-leier Julius Malema is effektiewe gevangenisstraf van 5 jaar opgelê in die opspraakwekkende vuurwapensaak teen hom. Malema is Oktober verlede jaar skuldig bevind op 5 aanklagte wat verband hou met die oortreding van die wet op vuurwapenbeheer. Hy is vanoggend deur Landros Toinet Olivier in die Oos-Londense streekhof 5 jaar tronkstraf opgelê vir die onwettige besit van 'n vuurwapen. Hy is ook 2 jaar gevangenisstraf opgelê op klag 2 vir die onwettige besit van ammunisie en R60.000 se boetes vir die oorblywende 3 aanklagte of 6 maande tronkstraf per klag. Die straf sal samelopend uitgedien word. Die burgerregte groep AfriForum wat die saak aanhangig gemaak het die uitspraak verwelkom. AfriForum verwelkom die vonnis wat vandag neergelê is in die saak teen die leier van die EFF, Julius Malema. Dit wys vir ons dat die wiele van die gereg nog steeds draai, al draai hulle soms baie stadig en in hierdie geval het dit 8 jaar se konstante geveg van AfriForum geneem om seker te maak hierdie wiele hou aandraai, het ons vandag tot op hierdie punt gekom en dit is iets waaroor ons almal moet dankbaar wees. Dit wys vir ons dat gelykheid voor die gereg steeds 'n waarde is wat in Suid-Afrika toegepas kan word. En dit wys vir ons dat politici en die met politieke bande nie bo die reg verhewe is nie. En AfriForum hoop van harte dat die politici wat dink hulle is, daai boodskap ter harte sal neem en alself sal begin regryk. Die politieke wetenskaplike verbonde aan die Huguenote College in Wellington, professor Pieter Dievenage, meen Malema se vonnis kan verrykende gevolge op verskeie fronte inhou. Ek dink die magistraat het haar saak baie goed nagevors. Sy het die wet gaan lees rondom hierdie kwessies en sy het die reg toegepas. En dit is belangrik in 'n regstaat of in 'n konstitusionele demokrasie laat dit gebeur. My voorspelling is dat die vonnis gehandhaaf sal word, ook omrede daar ander wolke oor die kop van Malema pak, byvoorbeeld dat hy moontlik voor die Madlanga-kommissie sal moet getuig en nog ander kwessies. So ek dink Julius Malema is in vir 'n moeilike tyd. Die VF+ LP, Heloise Denner, sê die party verwelkom die vonnis wat opgelê is en sê dit bevestig dat die oppergesag van die reg steeds geld en dat niemand bo die reg verhewe is nie. Die leier van die EFF, Julius Malema, het sy ondersteuners buite die hof geloof vir hul standvastigheid tydens wat hy beskryf het as 'n uitdagende dag. Malema het skerp teen die Landros Toinet Olivier uitgevaar en haar van rasisme beskuldig. Hy het ook gesê dat sy moontlik bande met die burgerregte organisasie AfriForum het en het aangevoer dat haar uitsprake deur eksterne magte beïnvloed word. Malema wil toesien dat Olivier by die Landroste kommissie aangegee word, omdat sy kwansuis nie haar eie beslissing skryf nie. Hy het aangekondig dat hy die saak tot in die hoogste hof sal dryf, waar hy glo dat regverdigheid en die korrekte toepassing van die reg sal seëvier. Malema is op waarskuwing vrygelaat hangende die appelproses. Action SA eis dat die openbare beskermer die ondersoek na die Palapala verslag heropen moet word. Die beroep volg na beweringe deur die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat OPOD oor die misbruik van staatsbronne om die voorval wat in 2020 plaasgevind het toe te smeer. Volgens die nasionale voorsitter van Action SA, Michael Beaumont, moet die ondersoek uitgebrei word om amptenare naby aan die president, soos Bejani Chauke, in te sluit. Beaumont voer aan dat Chauke se betrokkenheid by oorgrensoperasies op 'n politieke sameswering buite die polisie dui. Die geliefde sanger, radio- en televisieaanbieder Johnny Davids is vanoggend aan 'n hartaanval oorlede. Hy was 49 jaar oud.
Huldeblyke stroom in van medekunstenaars, vriende en aanhangers wat hom beskryf as 'n nederige mens, 'n stem van die mense en iemand met 'n hart vir ander. Davids word oorleef deur sy vrou Liesel en 3 kinders. Dit bring ons aan die einde van die nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM, geborg deur Solidariteit. Baie dankie vir die saamkyk. Ons maak môre aand weer so. Dis bang, dit's tyd. Jy kan dit doen. Jy kan dit doen. Jy kan dit nie ek's 'n bietjie bang, maar jy gaan nie dit. Wag nou. Ek het dit. En nou? Great, you like it. Wat maak jy? Ek moet hier wees. Ek moet dit doen. Waarvan praat jy? Hulle sê solidariteit is op almal se lippe. Jy hoef nie 'n tattoo te kry nie. Kom, is maklik, ek wys jou. Hoorie, Jaco. Moenie dit oordink nie. Sluit aan by Solidariteit. Vinnig, gerieflik en pynloos.